definitief bestaan, so nie het Jesus gedwaal, maar ons bid vir ons met ons gesprek met die persoon, en dat daar verligting sal kom, nie soos die New Age verligting. Ons kyk na 1 Johannes, kyk na 6 verse, en ek gaan kyk weer na 'n tema. As mens by 'n tema kom uit 'n gedeelte, moet mens bietjie stil staan en die gedeelte waarna mens kyk toelig, want anders sê mens nie wat die Bybel eintlik sê nie. Ons sal volgende keer as die Here wil kyk na wat bedoel Jesus as hy sê dat, of hieraan sê Johannes, ken ons die Gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Die volgende week moet ons daarna gaan kyk, soeklig op dit plaas, maar hy sê, Johannes sê, ons het gesê geliefdes, agapeitoi, hy gebruik die woord agape oor die 42 keer in hierdie gedeeltes van Johannes. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Die woord daar eintlik is pseudo-prophetai in Grieks. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, so hy maak 'n teenstelling. Elke gees wat bely, elke gees wat nie bely nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Net wel op daai woord, letterlik, daar's nie 'n definitive artikel voor dit. Dis nie van die Antichrist, en dit is die gees van Antichrist, waarvan julle gehoor het, dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Dan sê julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Dan sê hy ambiguous. Praat hy van die Antichrist, praat hy van die mense wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Dan sê hy, in teenstelling, ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Vader, mag ons ook deur hierdie gedeelte ondersoek bring uit wat gees van dwaling, gees van waarheid is. Dankie dat U die gees van waarheid vir ons gestuur het en ons lei, sodat ons in Hom kan bly en Hy in ons kan bly. Vader, ons bid dat U ons ook sal help deur hierdie teks, wat eintlik in Grieks baie ryk is, Here, in swart en wit vergelykings. Help ons om te verstaan wat die Gees deur Johannes bedoel het, want ons weet dat geen skrif van 'n profeet het gekom deur 'n mens se insig nie, maar is voortgedryf, sê Petrus, deur die Heilige Gees. Help ons om dit te erken, en help ons om, Here, U deur die teks ook te ken en te erken, in Jesus naam. Amen. Wat julle oplet, wat ek al van tevore gepraat het, swart en wit dualisme. Wat is Johannes? Hy sê, hulle wat uit God is, praat hy van hulle wat uit die wêreld is. Die gees van die waarheid, daar's twee pole, né? Gees van die waarheid, gees van die dwaling. Gees van, hulle is in die wêreld, julle is nie, julle is uit die wêreld, hulle is, praat in die wêreld luister na hulle. So, die tema wat hier uitkom, ek weet, baie naïewe Christene het al gesê, en hulle sê dit nog steeds, Jesus sê ons mag nie oordeel nie. Maar hulle gebruik dit uit konteks, want Jesus, dis nie wat hy bedoel het, hy sê, julle kan nie hyperkrities oordeel. Hy sê nooit as jy wel die balk uit jou eie oog uit gehad het, dat jy die splinter sal sien in jou broer se oog en dit uithaal. Maar hy sê, moenie oordeel soos die fariseërs, wat hypokrities was en alles geoordeel het, mense veroordeel. Ons veroordeel nooit mense nie. Selfs nie mense dieselfde as ons glo oor die ander geslagte en goed nie.
Ons laat hulle toe. Die skrif sal hulle oordeel. Ons moet net die skrif aan hulle wat maak. Die skrif sal homself verdedig, sê Spurgeon. You don't have to defend the scripture. Scripture will defend himself. You just need to open it. Maar hier gebeur dit ook, hulle sê, Jesus sê, moenie oordeel nie, maar Jesus sê ook deur sy Heilige Gees aan Johannes, toets alle geeste. En dis iets wat mense nie geredelik doen, want hulle sê, as hulle iets wil toets, of dit waar is, dan oordeel ons. Nee, ons oordeel nie. Ons onderskei die geeste. Die opdrag is om te onderskei, want dis wat hy sê in 4 vers 1. Ondersoek die geeste, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En dan vind ons dis meer 'n stelling vir mense wat lui is om die skrifte self te lees, want die skrif is die maatstaf waarom alles gemeet moet word. Nou jy die woord wat oordeel gebruik. Ek hou van die woord discern, soos Justin Peters praat van discern. Hy sê nie judge everyone, hy sê discern, onderskei. Die woord in Hebreëus wat ek dink Justin Peters sê oor die 300 keer gebruik word in die Ou Testament is bin, om te onderskei, om te sê dit hoort hier en dit hoort daar. So ons kan nie agter die verskoning skuil nie. Here, ons kon nie onderskei nie, daarom gaan ons maar met alles maar saam wat die mense sê. En dis juist wat hy waarsku. So ek sê ons los die oordeel vir God, maar ons onderskei en vermy, staan selfs teë. Want Paulus sê ons moet vermaan, ons moet berisp, ons moet mense aanspreek as in ons Paulus, soos Paulus sê, ons het niks te doen in die wêreld daar buitekant. Hulle kan glo wat hulle wil. Maar binne in die gemeentelike konteks van die baptiste en selfs plaaslike baptiste moet ons kan onderskei wat is skriftuurlik en wat is nie. Ons het nie 'n verskoning nie. Die ryk man wat sy oë in die hel oopmaak het nie 'n verskoning nie vir sy broers nie, want hy sê man, hulle het Moses en die geskrifte. In ander woorde, hulle het die Bybel, wat hulle na die luister, dan sal hulle nie kom na hierdie plek nie. So in hierdie gedeelte vers 1 tot 6 van hoofstuk 4 wat hy soos gesê skryf uit Efese waar daar baie dwaalings was en valse gode was, moet ons ook altyd die term in gedagte hou en temas en 'n goeie eksegese. Hulle sê ons doen eksposisie, maar eksegese, weet ons wat is eksegese? Eksegese gaan kyk jy na die tyd, wanneer dit gebeur. Wie dit geskryf? Hoekom het hy dit geskryf? 'n Goeie eksegese moet ons gaan stil staan en gaan kyk in watter tyd weer eens skryf die apostel Johannes. Hy is 95 jaar oud. Dink sy verstand is nogal skerp, want hy kan nie sulke briewe skryf as sy verstand nie skerp is nie. Die Heilige Gees dring hom om dit te skryf. En ons moet verstaan, dis 'n groot ding wat gebeur in die tyd van Johannes die apostel. Wat gebeur? Dis die einde van die eerste eeu. Die meeste Christene, dink Paulus, Petrus, Johannes, het almal verwag dat die Here Jesus sou terugkom voor die einde van die eerste eeu. Ons weet wat gebeur het ook, julle kan onthou die Y2K. Wat het hulle gesê, Y2K, al die rekenaarstelsels gaan in mekaar stort, die Here wat gesê, daar gaan iets groot gebeur met die Y2K. Hoekom? Gaan die middernag 31 Desember 1999 het hulle gesê, gaan groot dinge gebeur, omdat ons gaan na 'n volgende millennium toe, na 'n volgende nuwe millennium toe. En so was daar ook 'n verwagting hier, dis die einde, dinge gaan gebeur, en ons moet goed nuut maak, net soos hulle in die jaar, begin van 2000 geglo het, alles moet nuut word, alles moet verander, en behalwe vir die verwagting dat die Here Jesus gaan terugkom, was dit hierdie groot gevaar van gnostisisme, en ek glo nie Johannes die apostel het geweet waarin hy homself vasloop. Want miskien het hy gesterf met die hoop dat gnostisisme absoluut sal verdwyn, sal doodgaan. Paulus het daarteen gewaarsku in die jaar 60, tussen 60 en 70 het hy gewaarsku daarteen. Baie van die skrywers is juist teen gnostisisme. Sien, dit was 'n groot slag. Gnostisisme was 'n geweldig gevoelige slag vir die Christelike kerk, want dit wegbeweeg van die middelpunt. Christus wat hy geopenbaar het, ons kry, soos ek sê, vandag meer en meer mense wat nie glo dat Jesus
God is nie, of God was nie. Soos Theo Wolmerans in die groep wat sê, wat ouerloos in Nazareth. Hulle praat van Jesus, hulle sê hy was ouerloos, was 'n kind wat verwek is deur 'n Romeinse soldaat en Maria kon haar skandes nie wegsteek nie en hierdie seun het groot geword, miskien het Josef hom verwerk, so wat hy doen is hy soek na 'n vader in sy lewe, dan maak hy God sy vader. Dis 'n skewe teologie. En dit vind beslag en gaan dieper en dieper in tot vandag. Want New Age is so kragtig gewees, want Cerinthus het Jesus Christus ook aangeval deur te sê, Jesus het God geword die dag toe hy gedoop is, het die Gees op hom gekom en toe het hy God geword. Hy is nie as God gebore nie. So met ander woorde, hy het 'n vleeslike verwekking gehad, hy het net nie geweet wie hom, dat sy man het Maria bevrug. Wat 'n ernstige afdwaling. Daarom het hy praat in vers 6, so ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Maar ons gaan meer sê daarvoor. Maar kom ons kyk net na wat gebeur het, die impak wat dit gehad het. Want na Johannes se dood het hierdie gnostisisme net 'n ander vorm aangeneem, en wat hulle noem het docetisme. Wat sê docetisme? Jesus is regtig uit Godheid, maar hy het nie vlees aangehad nie. Hy het nie vlees gehad nie. Hy was net gees. Want God kan nie vlees aan iemand. Die lering na Johannes dood is, het begin om te sê dat daai gees wat Jesus gehad was, kan nou op mense kom. Nou kry jy die lerings in baie kerke vandag wat sê, jy kan dieselfde doen as wat Jesus gedoen het. Want jy is self God. Jy is self God. So jy kan dieselfde doen. Al wat jy doen, jy die Christus gees op jou nodig, en dan kan jy ook siekes gesond maak, mense se voete langer maak, en mense selfs uit die dood uit laat opstaan, want baie van die predikers dit al gesê het, hulle het laat mense uit die dood opstaan. Net jammer, hulle kan hulle self nie uit die dood uit laat opstaan nie, soos die persoon van Rensburg, pastoor van Rensburg in Stilfontein, wat gesê het, hy sal lewe ook tot 120 en hy is oorlede. So hy kan uit ander mense sê hy uit die dood laat opstaan, maar hy self kon nie uit die dood uit opstaan nie. Maar dan kan hy nie sê hy soos Jesus nie, want Jesus het homself deur sy eie gees opgewek uit die dood. Maar so het dit begin, so sê vandag, dis die gnostisisme was soos 'n geweldige groot aardbewing, en tot vandag toe is daar nog steeds die naskokke en effek van gnostisisme. En ek weet nie, julle het familie wat in New Age is, of aangetroude familie, wat hulle sê gnostisisme, wat is New Age, is dit nie. Waar kom New Age vandaan? Weet julle, ken julle die geskiedenis van New Age? Ons het video's daarvan gekyk. Maar wie het dit begin? En wanneer is dit begin? In die 1850s, 1860 was daar 'n Russiese vrou. Nee, jy het al gehoor van Elena Blavatsky. Elena Blavatsky was die stigter eintlik van New Age. Dit het by haar begin in die middel van die 1850s, 1860. En sy het, wat ons ook vriende in Johannesburg gehad het, wat geglo het in die Theosophical mysticisme, Theosophis, die denke wat moet ander, maar dit is New Age, 'n groot aanklank wat sy gehad het, Blavatsky. Sy is 'n Rus, maar haar invloed het gestrek deur Indië, deur daardie gedeeltes tot in Brittanje, want in Groot-Brittanje het sy haar geskrifte groot inslag gehad vir New Age. Ons dink dit in Amerika begin, dit het in Engeland, van haar na Engeland, na Amerika. Die Theosophical mysticisme, wat jy ook die gees van Christus kan hê. En soos hulle sê, ons weet as iets eers in Amerika beland, dan raak dit, word reg deur die wêreld versprei. Iemand het al gesê, as iemand in Amerika nies, dan kry die res van die wêreld verkoue. Want Amerika is dit waar dit alles opeindig en dan net erger en erger word. Want wat sy gesê het van Jesus, he was a great teacher. He was not God. Jesus was not God, but he was a great teacher and avatar. Die mense wat nou so lief is om avatar
se prente te gaan kyk. He was an avatar with healing power and demon exorcising abilities. Dis wat Jesus was volgens haar, maar nie God nie. Daarom glo die Hindus ook nie, Jesus was 'n God. Die Jehova-getuies glo Jesus was 'n God. Islam glo Jesus is 'n profeet. Maar nie een van hulle glo dat Jesus uit God gebore is nie. Ons praat van die hypostatiese eenheid van Jesus Christus, wat ons volgende week meer in detail gaan kyk, want lyk my, baie Afrikaners uit enige kerke glo hierdie snert. Glo 'n dwaling, die gees van die dwaling, wat sê, ontken wie Jesus Christus werklik is. Nou kyk ons, hulle noem dit New Age, dit is waar New Age gebore is en ontstaan het, en oorgegaan het tot in Amerika, en dan kry ons in dieselfde tyd is gebore 'n man met die naam Phineas Quimby. Julle seker al gehoor het van Phineas Quimby. Gaan lees gerus die goed op. Dis op internet, dis op Google. Jy hoef nie net na Justin Peters te luister nie, jy sal dit vind, dit is selfs in Wikipedia. Saam met die dwaallerares Mary Baker Eddy, het jy al gehoor van Mary Baker Eddy? Ook in die 1860s. So hier's New Age in Amerika, en ek weet julle het al gehoor, ons het al gesê dat Shirley MacLaine eendag op 'n strand gesê het, want sy het Hindoeïsme aangeneem, New Age, en gesê, ek het die insig gekry, I am God, sê Shirley MacLaine. Sy besef, sy is God, want sy het ook die Christus gees gekry. Maar saam met hierdie rigting waarin die Amerikaners beweeg het, en hierdie ding die hele wêreld deurspoel het Phineas Quimby met Mary Baker Eddy wat oor, nie New Age nie, maar New Thought. Hoor, New Age, New Thought. Alles nieuw. Soos iets niets begin, soos sogenaamde tale was vir amper 1900 jaar nie gebruik nie, nou kom 'n nuwe tale, en dit is 'n nuwe gibberish wat almal praat. So almal in 'n gemeente moet kan hierdie gibberish praat, anders het jy nie die gees nie. So die goed word nie getoets aan die skrif nie. As jy die skrif gaan lees, dan mens vind nie almal in daardie tyd het in tale gepraat nie. Sê Paulus, het hulle? Kan hulle? Die New Thought, alles moet niets wees. Want jy sien van Quimby af gaan dit na Kenyon, E.W. Kenyon toe, van Kenyon gaan dit na Dad Hagen toe, begin dit nou weer insigting, Hagen gaan dit na Copeland toe. Het jy al gehoor van Copeland? Want hy het ook E.W. Kenyon so goed bestudeer, hy het Phineas Quimby, het mekaar so gewerk, plagiaat gepleeg, om hulle in dieselfde valslering, waarin die hoofskokkendste van alle dinge is, behalwe dat hulle sê, Jesus is nie God nie, hy net 'n mens was, en dat die feit is dat Jesus se siel in die ter helle neergedaal het, wat nergens nie skrif so, iemand van my kan wys waar die skrif sê, dat Jesus het ter helle neergedaal. Dat hy in die hel was, en dat in die hel Jesus weergebore is. Daar is hy gemartel deur demone en die duiwel self, en hy is weergebore, daarom noem hulle Jesus die eersgeborene. Maar dis nie wat eersgeborene beteken. Eersgeborene beteken die eersgeborene, die eerste een wat in vlees gebore is, wat nooit sal sterf in vlees. Daar het opgestaan het nie. Daarom die gees van die dwaling, beide New Age en New Thought het altyd in die rigting gehardloop. En vandag is dit common practice. Meeste van die kerke, baie kerke weet nie as hulle is besig met New Age, of hulle sê nee, ons is nie New Age nie, maar hulle is besig met New Thought. Want van Kenyon na Hagen, Dad Hagen begin net met hierdie holy laughter en die snaakse dinge wat in die kerk, wat nooit in die kerk was nie. Moes daar 'n New Thought gekom en daar voortgebrei, en hierdie dinge het praktyk geword. Dit word in kerke, is dit beoefen. Onthou 1977, toe ek my opleiding in die vloot gedoen het, was daar 'n baie gewilde liedjie wat ek weet julle almal ken. Julle het al dit lekker saam gesing. This is the age of Aquarius, age of Aquarius. En ek ook in my naïewe
18-jarige in die vloot, hierdie liedjie was baie, baie mooi. Weet julle wat dit beteken? This is the age of Aquarius. En dit is New Age. Wat hulle glo in daardie tyd, volgens Blavatsky, by haar begin, die age of Aquarius, lei 'n nuwe, sien, hoor jy die woord nuwe, een nuwe, New Age of Aquarius, waarin hulle glo dat dis die tyd wanneer die planeet Plato binne ons konstellasie sal inkom, en dit gaan eers gebeur in die jaar 2043, soos nog 'n hele paar jaar van hier af. Het julle het sekerlik ook gehoor van Christ consciousness, the law of attraction. Want jy sien, dis ook waar, saam met hierdie het gekom, julle weet van yin-yang, julle weet allemaal van yin-yang, dis ook 'n teken van New Age. Die lyk soos twee visies, wit en swart, want dit stel voor God in sy wese is beide boos en hy is goed. So God is goed en hy is boos. En dan ook George Lucas Star Wars. Daar begin, is dit nie? Nee. May the force be with you. Want God is 'n force, hy is 'n mag. Hy is beide sleg en boos, daarom kry jy, in God is daar daardie kontensie van teen mekaar, die yin teen die yang, 'n onpersoonlike mag. En waar het ontstaan? In Gnostisisme. Want Jesus word hieruit uitgesluit, of hy is net op die beste 'n goeie leermeester. En hierteen het Paulus en Johannes, en uit die 27 weet ons sê daar 26 geskrifte wat almal waarsku teen valse leerings. Selfs die evangelies praat van 'n valse lering. Goedgelowige Christene wat nie die skrifte wil onderskei nie dit wil lees nie wat Johannes hier praat van valse lering en die gees van die waarheid en die valse leer, hulle is uit die wêreld, ons is uit God. Hulle leer hierdie dinge in die wêreld, luister na hulle, wat nie die waarheid van Christus kan ondersoek nie, en sê, ag, ons mag nie oordeel nie, so ons mag nie New Age oordeel nie, ons mag dit nie veroordeel nie, maar ons moet dit onderskei. Want die Johannes wieg, soos gesê, meeste van die tyd tussen twee pole, tussen liefde en waarheid en liefde, maar tussenin lê die gehoorsaamheid aan die waarheid. Hy verwag dat ons moet gehoorsaam. Dis 'n direkte opdrag, dis in Grieks 'n imperatief, 'n huidige tyd imperatief wat sê, moenie of toets die geeste. Kan ons die geeste toets en ondersoek? Is ons in staat vandag om dit te ondersoek, soos in die tyd van Johannes? Want weer eens, naïewe goedgelowige, nominale Christene, op die breë weg is, wat dink hulle is op die smal weg, volg 'n pseudo-Jesus. En ek praat van Afrikaners, praat nie van Indiërs, ek praat van Afrikaners. En baie Afrikaanse, ou tradisionele kerke, en selfs sekere baptiste kerke volg 'n ander Jesus, wat nie die Jesus is van die Bybel nie. Dis 'n pseudo-Jesus. Soos hy praat van pseudo-profetai, praat hy van 'n pseudo-Christus, 'n ander Christus, van Blavatsky en Quimby, wat hulle dink dis die regte Jesus wat hulle volg. Al sê Johannes, ons sê hy het al reeds gesê in Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge in die wêreld nie. Die begeertes van die oë, begeertes van die vlees, die grootheid van die wêreld, moenie die wêreld lief hê nie, want as iemand die wêreld lief het, en hulle is uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle, is die liefde van God en die waarheid van God nie in hulle nie. Meer as ooit tevore, Jesus het daarteen gewaarsku in Matteus 24, 'n moderne, sogenaamde Christelike godsdienste, wat eintlik maar New Age en New Thought op die beste is. Onderskei hulle, gaan onderskei hulle, toets hulle aan die woord. Want jy kan hulle ook ondersoek, behalwe dat hulle 'n ander Jesus het, it's a religion that caters for the flesh. It appeals to the flesh. Die vlees moet bevredig word. Begeertes van die oë, begeertes van die vlees. Maar dit lyk so goed, dit lyk so erg. Hoe kan ons hierdie mense veroordeel, of hulle goed een kant skuif en sê, moenie na hulle luister nie. Soos Johannes hier waarsku, luister nie na hulle nie.
Want hulle praat uit die wêreld en die wêreld luister na hulle, maar dit lyk so eg en goed en opreg. Ons het al gehoor, Islam is opreg. Die mense is so opreg dat hulle in New York in die Twin Towers vasvlieg met vliegtuie. Dit is hulle opregtheid, want hulle glo dis opreg. Dis opreg verkeerd. Dit is presies wat gebeur in die laaste eeu van die apostel Johannes. Dit is presies wat nou gebeur voor die Age of Aquarius in 2043 tot sy einde kom. Daarom dat Johannes sê in vers 1, liefdes, glo nie elke gees, maar toets die geeste. Ons het al reeds gesê, maar mens al sê dit mens, dit is die 10de keer die woord wat hy gebruik is dokimazo. Dokimazo is 'n metallurgiese terme waardeur mens vasstel. Nie om te kyk of hierdie silwer of goud of brons of wat is nie, is om te kyk, is dit, hierdie persoon sê, dis goud, is dit goud. Dan toets dokimazo mens om te sien, die kwaliteit van die goud. Word 'n toets gedoen met die ware geloof, maar ek hou eerder in ons konteks, dat die mense beter verstaan, die toets van 'n diamant. Ek weet nie of julle weet hoe 'n diamant getoets word. Ek praat nie van hoe hy, as jy hom gaan koop by die winkel nie, maar as iemand sê, ek het 'n diamant opgetel, en hy bring hom na jou, en jy wil kyk of dit 'n ware diamant is, hoe doen mense dit? Ons ken natuurlik die woord diamant lankal, jare nie meer, nie, dis weg, so, dan kry ons zirconias, nee, die zirconia naam maak so kubieke zirconia, gebruik die meeste vrouens vandag vir die ringe, want hulle is bang om 'n diamant daar aan te sit, want iemand gaan dit steel, so hulle gebruik 'n zirconia. Maar hoe weet jy dit 'n zirconia of 'n namaaksel is, behalwe die predikantse vroue dit nie dra nie? Mens sê hulle noem dit 'n home test. Nou daar's baie toetse. Ek gaan net 'n paar aanhaal wat hulle sê. Nommer 1 is hulle noem dit die kol of streep toets. Jy vat die sogenaamde edelsteen, jy kan hom na jou Bybel toe of 'n Koran toe vat en kyk of jy die letters kan onderskei as jy hom sit teen die letter. Met diamant kan jy nie, 'n namaaksel kan jy. Noem dit die koltoets of die lettertoets, jy kan hom sien. Diamant kan jy dit nie doen nie. Want hy het 'n ander digtheid, hy lyk anderster. Het jy al gehoor van die ware toe die dryf diamant? As dit 'n diamant is en jy gooi dit in 'n glas water, wat doen die diamant? Hy sink dadelik. 'n namaaksel dryf baie en of hy gaan baie stadig af. Die wasemtoets, as jy sê hier is 'n zirconia, hier is 'n diamant, die wasemtoets jy blaas op hom. Dan sê met 'n diamant gaan die wasem nie weg nie. Bly basies daar vir lank. Die vuurtoets deur vuur. Vals diamant sal op die ouend in stukke spat as hy aanhoudend blootgestel word aan vuur. Maar 'n baie goeie toets sê hulle, jy vat 'n lig, jy kan 'n selfoon se lig vat of jy kan 'n baie skerp gekonsentreerde lig vat en sit hom teen die diamant. Wat gebeur met hierdie lig? 'n Vals diamant, zirconia, kan jy die lig duidelik sien aan die ander kant. 'n Ware diamant maak 'n spektrum van lig. Hy laat lig in verskillende rigtings ingaan. Soos 'n reënboog wat hy maak. Maar dit gesê, hoe toets ons die ware diamant van God se woord? Nie almal weet seker wat is 'n gemologist, né? Dis 'n juwelierskenner. Hulle noem dit 'n gemologist. Jy vat hom na hom toe en hy sal vir jou sê, hierdie is 'n ware diamant. Net basies deur na te kyk, weet hy. Wat is die Heilige Gees anderster as eintlik die gemologist, want hy het vir ons die skrifte gegee en hy het vir ons 'n metode gegee om die skrifte te ondersoek. So die Heilige Gees is nie net die hoofgemologist nie, hy maak ons ook gemologist om alles te ondersoek in lig van die skrif. Ons laat die lig van die skrif daaroor skyn om te sien of hy hierdie pragtige kleure het in verskillende variasies. Die skrif wat ons al reeds oor 1450 jaar het. Dis meer as 1600 jaar alreeds geskryf en deur die Heilige Gees gedryf. Daarom soos Roger Campbell sê, thank God for his word that continues to be a lamp for our feet and a light for our path. Psalm 199 vers 105.
Ander mense het gesê oor die Nuwe Testament en sy uniekheid. Die Nuwe Testament is nie bloot 'n boek nie. It is not a book but embedded in the blood of Jesus Christ. Die Nuwe Testament is gedoop in die bloed van Jesus Christus. En die mense wat geskryf het daaroor, dat ons so 'n mate kry en dit kos bloed. Nie net het Jesus se bloed in die Nuwe Testament gekom nie, want hy sê dit is my liggaam vir julle uitgestort. 'n Nuwe verbond het bloed gekos. Nuwe verbond het bloed gekos. En die wat dit volg, word soos Hebreërs 11 vers 37 vir ons sê. En baie min mense is bereid om daardie toets te ondergaan of hulle in die geloof is, want Hebreërs 11 vers 37 praat as die geloofshelde, maar dit praat van die profete wie se bloed gestort is vir Christus, wat hy sê, hulle is gestenig, in stukke gesaag, soos Jesaja, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en spelonke en skere in die grond. Praat hier van Elia, praat hier van Elisa, dit praat hier van die profete wat hier doodgemaak is, wie se bloed gestort is. Hoekom? Nie net om 'n geloofsheld te word nie, maar sodat hulle bloed kan getuig tot vandag toe, soos Abel se bloed ook, sê hy in Hebreërs 11. Abel se bloed spreek tot vandag toe nog steeds. Eerste een wie se bloed vergiet is, soos 'n lam. Dit is die lig van die skrif van 66 boeke, wat die mense nie meer vandag gaan glo nie. Maar dit praat van Genesis van die lam. Dit begin by die lam. En Abel het die beste van sy kudde geslag. Die beste van sy beste geslag. Nie groot gemaak en hom op 'n pedestal gesit is en daarvoor. Hy het hom geslag, omdat dit praat van Christus se bloed, die perfekte lam wat geslag gaan word. En dan lees ons die hele geskrifte deur, is daar 'n bloedlyn van Genesis reg deur tot Openbaring, net daar bloedlyn. Want glo dit of glo dit nie, wat is die laaste titel wat vir Jesus gegee word in Openbaring 21? Die laaste titel wat vir hom gegee word is die lam. Die lam, die bruid en die lam. Die lam se bruid. Die lam voer oorlog. Die lam oorwin. Die bruid van die lam, eintlik kan jy daarin lees sê, kom, hy wat dors het, kom en neem, en dis gratis. En hy alleen, dat die lig van Christus, soos 'n ware diamant in hierdie verskillende, soos 'n prisma, verskillende dele uitstraal, kan nie ophou nie, want deur elkeen wat hy skyn, Christus skyn, weerkaats 'n ander soort lig, soos die gawes by mekaar kom en die gawes mekaar komplementeer, soos die gawes bedien word aan mekaar, is dit soos 'n diamant wat verskillende, die prismas vorm, die verskillende kleure vorm, want dan kry jy in God se troon, wat ons vanoggend gelees het in Openbaring 4, lyk dit soos jaspis en edelstene wat om God se troon is. Dit praat van, hy is die lig wat deur die engele en deur mense skyn, om hierdie pragtige kleure voor te bring, wat hy voor die tyd af betaal moet wees. Nie die New Age, want hulle hou ook van verskillende kleure. Ons ken die beweging vir selfde geslag mense, is ook reënboog, verskillende reënboog. Daardie ware reënboog kom van God se troon af, wat werklik deur mense skyn, en as jy 'n lig, blou, groen, smarag skyn Christus deur ons, om hierdie verskillende kleure en skakeringe te bring, wat vir God nie aangenaam is nie, wel behaaglik is. Daarom moet ons terug aan die skrifte. Ons het, die Gees lei ons almal op as gemologist, om te onderskei. Ons het die skrif, ons het geen verskoning om nie te onderskei nie, en ons moet onderskei, en ons het ook nie verskoning, want Johannes sê, julle het ook die Gees, julle het ook die salwing ontvang. Hy sê in Openbaring, in Johannes, sê hy 2, praat hy ook van, julle het ook die Gees ontvang. So julle behoort ook te kan onderskei, hoekom? Omdat julle die Gees ontvang het, julle die gemologist ontvang.
sodat julle kan onderskei. Want die waaragtige lig, 2 vers 8 praat van die waaragtige lig skyn alreeds. Maar julle het ook die salwing. Kyk in 2 vers 20. En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. So wat anders het ons nodig? Die Heilige Gees en nie. Ons het as ons die Heilige Gees het, sal ons onderskei. As ons nie die Heilige Gees het nie, sal ons nie kan onderskei nie. Dit is die ander kant van die waar is dit nie? As ons die Gees het, sal ons onderskei. As ons die skrifte het, wat ons almal het, tyd 4, 5 Bybels, sal ons ook kan onderskei. En die Heilige Gees help ons om te onderskei. Diamant van Sirkonias af. Mag die Here vir ons help. Ons sal volgende week kyk wat hy, sy swart en wit dualisme praat hy van. Julle het die Gees, hulle het nie die Gees nie. Hulle praat uit die wêreld. Ons is uit God, sê Johannes, hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld. Maar dit kom terug na die hoofpunt toe. Wat is die waarheid? Jesus Christus is die Seun van God. Hy is uit God gebore. Hy het nie 'n aardse pa nie. Hy is gebore uit, ontvang deur die Heilige Gees. Is hy gegiet in vlees. Hy het nie 'n God wat vlees, is 'n God wat vlees aan, nie 'n vleesling, iemand wat vleeslik is wat God word nie, soos nie uitsien nie. Kom ons bid saam en vra dat die Here ons sal help om te onderskei. Vader, ons dankie vir die woord, dat die woord is waarheid, soos hy sê in Johannes 17. Vader, heilig hulle deur u woord is waarheid. Ook het hy vir Pilatus gesê, wat vir hom 'n beletsel was, as jy aan die kant van die waarheid was, sou jy my stem onderskei het. Want almal wat aan die kant van die waarheid is, hoor my stem. Teenoor waar wie nie my stem hoor nie, is nie aan die kant van die waarheid. Help ons om aan die kant van die waarheid te wees. En Christus te verdedig, Here sy eer te verdedig. Soos Petrus ook sê, wees altyd gereed, apologia, wees altyd gereed om te verduidelik wie julle gesalf het. Want die Heilige Gees getuig van Christus. Seën ons dan verder in hierdie dag. Alles bid ons in Jesus naam. Amen.